So net 'n bietjie meer geduld. Olivier speel vir Pokpas wat weer eens die bal in die middel van die veld af. Ja, geleentheid vir Reinhard Herbst. Die heel agter, wys hy kan trap. Op die halflyn word hy plat getrek. Schaffner van Aert wat die bal agteruit speel. Is goeie hande nou. Die bal in die hande van Samuels. Skeieregter sê is agtertoe Samuels wat die goestepie insit. En dan val dit weer van Samuels van die voet af binne toe gee vir Schaffner. Schaffner kan afrond. Uitstekende werk. Wat sê die skeieregter? Al die pad uit Pretoria uit. En dit kom alles baie goeie werk. Bal wat die praatwerk doen. Leskin, Samuels wat die goestepie insit. Sit 'n steekskoppie deur en dan hop die bal weer vir hom. Leskin, Samuels kry die aangee weg. En dan was dit Gustav Schaffner wat uitstekend afrond vir Menlo Park. Nog hier reg die Menlo Park se helfte geproe nie. En dan is dit weer eens 'n goeie lyn staan vir Menlo Park en hierdie keer is dit Matthias Prinsloo wat die bal opdra. Schaffner, Keen, lang aangee, nou sit Herbst. Herbst kan trap en Herbst kan skuif. Hy kry die aangee weg aan die buitekant van Pietersen wat net nie die bal kan bemeester daar nie. Kan hulle die tweede 3 vir die wedstryd raak. Weer eens goeie lyn staan, rolmal beweging. Gaan hy hierdie keer bene het. Dit is by die agterkant by Declan Pelser. Goeie teendryf hier so deur Outeniqua. Geen 'n meter weg hier. 'n Sterk loopie. Susander Roots. Nou sit Schaffner. Matthias Prinsloo. Is hy bal vasgehou daar. Ja, Schaffner. Hy het die bal. Schaffner wat 'n klein gapentjie sien. Skeieregter op die spot. Nou kom die bal uit Keen. En is Stoomka, die groot binne senter wat oorduik daarso. Net te veel druk op die huidige oomblik toegepas deur Menlo Park. En so dit maak dit moeilik vir die Outeniqua. Moet hulle die bal stop of moet hulle buitekant gaan? En daar wat ek wel sien is elke keer as hulle 'n mol setup het, die nommer 1 en die nommer 3 is aan die buitekant. Hulle dra die bal. So jy het groot sterk baldraers aan die buitekant. Iets daar aan 'n heup. Wat het dalk seer gemaak en nooit lekker as jou heup seer is hier. Kan jy 'n storie vertel van my heup wat op 'n keer raak geduik wat maar Schaffner wat na die diskant toe speel, kleinheid toe. En is omgekeerd deur Bernardo, maar is 'n groot uitslag wat inkom. En nou is dit omgekeerde besit. Sterk vorentoe gehardloop deur die kaptein Henry Nel. Hy bly op sy bene. Olivier kry vir Prins wat een man klop en dan dryf hy ook met sy bene oor die 10 tree meter stippellyn. Olivier Pokpas agteruit vir Van der Merwe wat net die bal kan maar beester en nou is dit omgeklip. Is Leskin Samuels gaan hy die spoed het. Leskin Samuels opportunistiese spel, bikkiebal van die grond af op 'n fout deur sy oppositienommer en is Leskin Samuels vir Menlo Park. Keen wat die bal hoog in die lug op gaan sit hierso en dit gaan werk wees. Olivier, die kleinste man op die veld wat onder dit is, niemand wil dit hê nie, maar nou gaan dit vir Pietersen val en hy verloor dit. En dit is weer Leskin Samuels wat op het pik. Sit 'n klein steekskoppie deur, werk vir Olivier om te doen. Olivier wat goed doen, kan hulle die bal behou hierso Outeniqua. Hulle word onder geweldige druk gesit. En die skeieregter wat 'n strafskop plaas op Menlo Park. Vinnige tikken gespeel deur Schaffner. Lang aangee in die middel van die veld. Skeieregter wat nog steeds op sy plek staan. Hulle kontes nie. Weer eens 'n goeie lyn staan vir Menlo Park en hierdie keer is die rolmal beweging ordentlik van stapel gestuur. Hulle is oor die lyn. Daar's hy. En dit is 'n 3. Lyk soos die groot hakker Declan. Kom ons kyk of hulle die lyn staan die keer kan wen. Pelser wat lekker gooi. Van Wyk wat hoog rank vir die bal. Skeieregter speel voordeel vir Menlo Park. Schaffner, hy probeer tik en vinnig speel, dan kom hy deur so 'n halwe gaping. Manne is die 10 meter terug gewees hier. Alles beskikbaar. Hierdie keer is dit Matthias Prinsloo en nou kom die bal uit, lang aangee. Goeie hande. En spasie is Leskin Samuels. Uit vir Herbst aan sy buitekant kan Herbst afrond. Uitstekende werk deur die heel agter. Dis Reinhard Herbst. Vroeger van hom gepraat en hierdie keer wys hy
Hy het nie net 'n skopskoen nie, hy het nie net vaart nie. Dis 'n pragtige dag hier op Stellenbosch. Absoluut. Heel skone dag. Bal beskikbaar vir Arends. Pokpas wat die bal na die lyn toe. Dis 'n mis aangee. Is goed reggemaak daar so deur die binnesenter. Rashaan Damans. Klein kindjie toe Arends om die draai kom Nel buite toe vir Bernardo. Die linkervleuel. Pokpas trap een man af. Nou soek hy aansluiting, kry sy kaptein Henry Nel. Hulle is 5 meter van die doellyn af. Arends gaan deur 'n gapentjie. Hulle is daar. Pokpas hard op die bal gehardloop is Myners. Wat oor die lyn is. Jaker Keenan Myners. Deur 'n gaping daar. Goed gedoen. Matthias Prinsloo. Kort aansluiting. Schaffner, Keun, Herbst, Samuels. Aan die buitekant is dit 'n Blyden Petersen wat afrond. Wat sê die skeieregter? Hoe gaan die Maas hulle uitken? Almal 'n wit skramkeppel. Bal is ingegooi dan kom dit na Arends toe en hy word onder 'n geweldige druk gesit daar. Baie ander tipe beweging wat hulle gedoen het om die bal daar veld af te skop, maar nou sit Outeniqua voor die bal. Wat vir hulle werk hier so in die gooi wat goed is hierdie keer en die rolma beweging wat weer eens vrugte afwerp. Kan hulle die cherry op die koek sit? Of die 3 oor die bal oor die doellyn kry. Hulle is daar. En hulle is oor. Hierdie keer lyk dit soos Pelsar, die hakker. Jep, hy kan. Ja, Stoemke wat seker maak van die doelskop. 2 punte wat bygevoeg word. Die man wat later vandag gaan aangekondig word, die speler van die dag opgetel deur Henry Nel, sien 'n halwe gaping breek deur. Ja, Nel was goed vir Outeniqua. Hy probeer hard, jy kan sien. Ja, Pokpas klein omgee. Nou sit Bernardo in die diskant 22 Hayden Reuters. Hayden Reuters kry die bal nou buite toe vir Savage weer terug binne toe vir Bernardo. Hier's Bernardo nou. Kan hy afrond? Kry die aangee weg van der Merwe. Hy's daar. Oh, so naby. Ja, hy het hom. Van der Merwe is oor die lyn sê die skeieregter. Nee, as dit vorentoe verloor is dit 3. Ja, hy het 'n 3 gegee daar. Dis 'n 3 Willem van der Merwe. Buite senter van Outeniqua wat hulle tweede 3 vir die wedstryd druk. Wat beskikbaar is nou weer Pokpas. Prins wat weer eens die bal dra. Hy was die Prinsie. Prins gaan nou die bal dra. Hier kom hy. Hy is honger om nog die bal te dra. Lekker gerus. Vroeër rollende plaasvervangers wat werk. Nou kom die bal uit Pokpas. Agteruit vir Savage. Buite toe vir Bernardo. Hierdie keer sit hy sy voet neer. En hy verloor net die bal daar. Nou is dit Herbst wat die bal by die kantlyn net jaag en 'n bietjie druk verlig en ek is seker hulle sal die volgende keer beter doen. Ja, nou Outeniqua wat die wedstryd vinniger maak. Myners speel vir Arends, kort aangee vir sy kaptein Henry Nel wat raak gevat word. Nou gaan hulle weer optel en dryf met die bene weer Keenan Myners. Een van die 3 drukkers vir Outeniqua wat daar die bal optel. En is Prins, hy is nog heeltyd honger gewees vanaf hy opgekom het. En hy rond pragtig af onder die paal die loskopstuk. Vinnige tik gespeel. Opgedra deur Aldo Gous. Arends wat vra van sy voorspelers om die draai te kom. Prins weer eens wat daar vir werk soek. Weer eens hier om hier losgemaal is van Eden. Klein kindjie toe gewerk. Kan hulle oor die lyn kom hier so. Naby, hulle is naby. Kan hulle afrond, hulle is oor die lyn. Skeieregter wat sake dop hou, hy sê bal wat opgehou word. Maar dan kan ja, jy moet 'n squad hê van 37, so die tweede spanne en die eerste spanne, die organisasie, jy moet dit reg kry.
Dis die laaste beweging hierso. Bal opgetel deur Van Eden. Kyk of hulle op 'n hoë noot kan afeindig. Hier kom Prins weer. Prins is oor die lyn. Yes. Matthew Prins, sy tweede 3 vir die wedstryd. Weer eens met 'n skepskop teen die paal vas. 10 punte dan die verskil in hierdie wedstryd. Is Menlo Park wat oorwinnaars is in hierdie NMI Toyota Noordsuid wedstryd. Jou laaste indrukke van die kragmeting, Wayne? Ja, dit was amper 'n wedstryd van 2 helftes. Outeniqua die laaste 10 minute het hulle teruggekom om 'n bietjie meer in die game te wees. 24 punte aangeteken. Maar Menlo Park, hulle was volle waarde vir hulle oorwinning hier, 34 punte.